Môre broers en susters, ek kan nie stil sit nie. Die Here is elke dag goed vir my. Jy moet hoor. Ek kan nie stil sit, die Here is elke dag goed vir my. Hy behoed en bewaar my. Ek het laasweek toe ons beet plant, toe staan ek daar in die veld en die plaas langs, of die plaas wat ons 'n boer het, so 700 skaap, en dan so 400 bees. Maar hulle is altyd daar rond te goeders. En weet jy wat my toe baie interesseer, en ek staan en ek kyk, en ek sien hulle het man, dit is net so 'n klein hondjie. As jy die hond sien, as jy dink, maar die hond het in die straat opgetel. Bonnie is haar naam. Maar Bonnie is geteel om die skape op te pas. Nou Bonnie, jy moet haar beleef hoe sy met die skape werk en goeders. Dis iets ongelooflik. Sy bring hulle saans af kampe toe en sy werk met hulle. En hulle gee nie kos, sy vang so nou en dan vang sy vir haar 'n steenbokkie, dan sien ek sy het 'n steenbokkie wat sy eet, of 'n has of so. En weet jy wat? Ek staan en ek kyk en ek sien sy's bedrywig aan die agterkant van die skape, en ek sien daar staan 2 jakkalse en sy druk hulle elke keer weg. En ek besef by myself, die skape gaan rustig aan. Hulle is seker hier vanaf, man, hulle is naby mekaar. Hierdie jakkalse wil so graag die skape hê, maar die hondjie beweeg tussen hulle. En die skape is rustig, hulle gaan aan. En ek dink by myself, en die Here sê vir my, dis hoe julle moet wees. Julle moet soos die skape wees. Julle moet hierdie klein diertjie met julle moet vir my met julle vertrou. Julle moenie bekommerd raak of iets nie. En dit wys vir my hoe na 'n mens aan moeilikheid is. En ek besef by myself dat so 'n dier vir my moet wys dat ek moet rustig wees en ek moet kalm wees en ek moet nie bekommerd oor die dag van môre nie. En soos julle sal weet, na hierdie goed toe val als weer, jy weet, daar kom moeilikheid. Gisteroggend het ek opgestaan en ek is op pad na Jan toe, want ek wil sy waters gaan kyk. Hy vra my nou elke keer om te gaan. En toe ek aangetrek en so kry ek 'n oproep. Ja, die persoon wat ons op die huis behuur, hy het 'n mechanic, ons moet uit die huis uit. Jy weet, en Eels is hysteries en alles en ek dink, Here, hoe nou? Maar ek is kalm. En ek bel vir Jan en ek sê vir Jan, jong, of ek SMS hom, ek sê, Jan, weet jy, ek gaan nou nie vandag bykom nie, want laat ek maar hier om die huis, my vrou is heilerig, laat ek maar hier rond is, en goeders. En weet jy, dis hoe mens is, en dis hoe vriende is, en hy bid vir my op 'n voice note, en hy gee my standvastigheid, en net weer, laat ek voel, maar jy weet, ons is nie alleen nie, ons gaan probleme en ons gaan moeilikheid hê, maar ons moet sterk staan en ons moet dit face. Ons moet in die Here vertrou. En as jy die Bybel kyk en jy kyk hoe wonderwerke en goed gebeur, dis presies soos die hondjie. Jy weet, jy leer uit die hondjie, het ek 'n groot les geleer dat jy kan hoe klein wees, jy kan 'n bende storm. Jy weet, en dis hoe ons moet wees. Ons moet vertrou op die Here. Al lyk dit party daar, kyk, ek is baie 'n klein gelowige. Ek sal altyd 'n ding doen en dan loer ek aan die ander kant, en dan sê ek altyd vir myself, maar ek gaan altyd doen, en as die nie werk nie, dan werk die mos. Maar dit moenie so wees nie. Ons moet vertrou op die Here, en ons moet dit los. En al lyk dit partykeer vir ons, of dit nie gaan geskied of iets nie, en onthou net een ding, die Here werk op nommer 99. Hy werk nie 'n week of 2 weke voor die tyd nie. En ek loof en prys hom, dat ek vanmôre kan staan hier, en kan sê, hy is groot, en hy is almagtig. Dankie Jan vir daai storie. Is dit nie mooi nie? Kyk hoe vir die ou langs jou sê, "Haai man, ek dink ek het jou nodig." Ons het 'n klomp mense om verwelkom te sê. Eerstens, Saar is terug van Lebanon af. Do you want to come and say something? Come, Saar.
Julle weet, dis nou daai plek waar die missiele so aan vlieg, nee. Good morning, everyone. What can I say? I just say thank you, Lord, that you took me there, and when I went, there was absolutely nothing. Everything was normal. And about 4 days after I was there, then the trouble started. And it just got more and more, and it was really scary to see the missiles above the country where I was in Lebanon. It's between, obviously, Israel and Iran was at each other's, and I was just saying, the Lord knows. We've got some pharaohs that the Lord is wanting to show the people and the world that power belongs to Him, and He is able to do exceedingly and abundantly more than we can ever ask of. So we just trust the Lord. And I use the name of Jesus more than ever. I just know that there's power in the name of Jesus. And the Lord, as the opportunity came, I was just ministering where my sister, I spent a lot of time with my sister, and it's very hard so that they are not able. They are so fixed in their ways and their beliefs, and they're not sort of open to the word and the truth that is through Jesus Christ, that it came grace and truth. And I did not go to judge, I just went to love. And I know what to pray for. I saw a lot of poverty there, which broke my heart, and I just wish that I could do something, but I know that God knows and He sees everything. These mothers, closed faces with little babies on the road and passed out, they are begging for money, for help, and the children, it was not possible that they are just sleeping normal. I believe they must have been sort of drugged, or I don't know, because they were always sleeping from 2 months, younger and older toddlers, always passed out, fast asleep. I saw animals in the streets, and they're scared of dogs, and it broke my heart to also see animals. There are more sort of compassion on them. I see people put them food in the streets and water, and because it was very, very hot there, very humid. So I just, as the Lord and the Holy Spirit led me to speak, I spoke, and their love for me and their kindness, it's overwhelming, that they know that I have become a Christ follower. And they just don't speak about it, they just respect. And I just trust the Lord in everything. So I am glad to be back, and I was very, very pleased because the airport was, the company that Emirates, they decided not to fly anymore to Beirut for a while. They closed. So I thought, okay, Lord, last year I was in the same place. It was a different sort of battle. And now it's again. So I'm at your mercy. We are all at God's mercy. And I'm so grateful that He brought me back. And I'm glad to be back with the family of Christ. And I just praise Him. Amen. We're also glad you are back, Sue, and sure. We had a birthday, Susanna, today. Yesterday. All right, happy birthday to you. And then also we have a new manager at the Augsburg School, Daniel Husenhauser. Het ek hom reg? As hy staan dat hulle jou kan sien, nou sê. Al die boere moet met hom vriende maak, hy het hulp nodig, dat ons Augsburg kan 'n wondermooi en pragtige plaas maak. Wat noem jy dit, 'n toonbeeld, né? Wat? 'n Eden. Amen. Wie moet ek nog verwelkom sê? Wie is nog welkom? Kyk vir die ou lank jou en sê welkom. Een van die dinge wat mens leer, hoe langer jy in die kerk kom, is dat
Dit is 'n eenvoudige ding, maar dit is vir my partykeer vreemd dat baie mense dit nie verstaan of sien nie, is dat ons almal in die kerk soek 'n bonatuurlike ervaring. Ons wil almal sekerlik hê dat iewers 'n engel aan jou verskyn, of soos in die Bybel lees, jy weet, Elia met 'n wat mense het 'n rytuig hier in die lug opstyg in die wolke, en weet seker absolute bonatuurlike goed. En ek onthou, 'n hele klomp jare terug, het ons 'n laat aand gebed gehad, daar in Citrusdal op 'n plaas, en daar was omtrent net 7-8 mense die aand gewees, en ons was so honger vir 'n kragtige ontmoeting met die Here. Ons wou, soos wat die Bybel van praat, dat die priesters kon nie in die tempel van die Here staan nie, want die wolk van die Here het gekom, weet, en het so begeerte gehad vir die Here. En terwyl ons nou sing, toe breek ek my eerste snaar, en toe die volgende liedjie, toe breek ek nog 'n snaar, so ek het nou 4 snare oor, en nou ja, raak 'n mens nou kreatief, en ek dink, jong, en is een van daai aande wat dit net so dood voel, dit voel so hier gebeur nou vanaand, 7 mense, is nou niks nie, en op die oomblik met die 4 snare doen ek nou so 'n eenvoudige ding waar jy net 2 akkoorde speel, eenvoudige melodie. En ek kyk so vir Liebenet en ek sê vir Liebenet, Liebenet sing. Sy kyk so, sê, wat sing ek? Sy sing net in die gees. En Liebenet trek daar so met 'n nota weg en sy sing woorde en 'n dingetjie op my 2 akkoorde wat sy nie ken nie, wat sy nie kon opgemaak het nie. En sy is nie 'n musikant nie. En ek dink, okay, this is amazing. En ek sê vir Karin, een van die vrouens wat daar is, ek sê, Karin, sing jy? En daar trek sy weg, en wat ek nou sê is neurologies nie moontlik nie. Op dieselfde akkoord ritme wat ek doen, sing sy 'n nuwe dingetjie met nuwe woorde. Gewoonlik sal jy die een wat nou klaar vooraf gegaan het, sal jy sing. Ek dink, okay, this is interesting. En ek sê, Chantal, sing jy? En daar trek Chantal weg met 'n derde melodie, met ander woorde en met op my chakaboom, chakaboom. En ek dog, wow, die heerlikheid van die Here is in ons. So waaroor ek vanoggend wil preek, is die woord rondom 'n heilige samekoms. Soos Jan sê, daar is so 'n mooi beeld van die skape wat mekaar tog beskerm, nee. En hulle is so weerloos, julle wat nou met skape boer weet, hulle is weerloos, as daai luiperd of rooi kat of wat ook al daar ingaan, dan kan hulle nie veel doen nie, maar tog is daar daai sin van daai beskerming, wat hulle mekaar beskerm. Nou, die diepste gedagte vir my is dat, onthou die kerke wêreld, kom ons nou 'n eeue saam, ons dink aan 'n Abraham wat uit die Galdeërs afkom, en die Here roep hom uit as 'n nuwe avontuur, en hy trek van Ur na Haran, en toe nou later oor die Tigrisrivier, en hy begin hierdie nuwe beweging van mense wat die Here sê, ek wil mense hê wat my as koning aanbid. In ander woorde, theocracy, nie? Ons praat van 'n democracy, maar dan 'n theocracy beteken God is die koning, hy is die heerser. Hy is die een wat die lewenstyl en die kultuur van hoe ons leef bepaal. En dis letterlik wat Abraham begin het. Nou, vanuit hierdie storie wat julle nou almal ken, die storie van die Jode, en ek meen dit was nou die groot ding daar in Iran en Israel en so aan, en ek moet dit vandag sê, dat ons kyk na al hierdie gevegte wat om ons aangaan, en dis vir my interessant dat dit eintlik nie nuut is nie. Ek het gisteraan so vinnig, toe vind ek nou uit, maar Gaza staan al lankal in die Bybel, en daar staan baie goed oor Gaza gesê, en Gaza is baie ouer as Jerusalem. En dan Gaza is seker die meeste contested territory in the world, literally. En as julle nou dit gaan Google en YouTube en so aan, as dan nou slim ouens wat dit nou vir jou sal wys, dat oor die 30-40 verskillende nasies het al oor die Gaza-strook geregeer. En nou is dit Israel, en dis nou, jy weet, al die gevegte in Iran, en dit is vir my asof die Bybel hier voor my weer gebeur, want Iran is ook nie nuut nie. Iran is die ou Perse. Nee, en dis ook in die Bybel. En dink jy, nou waar kom hierdie mense vandaan? Ons wit boertjies hier van Suid-Afrika weet van die mense niks nie. Ons sukkel net met
te veel mure en vlooie en goggas en ander goed hierso. En te kry te warm en dan is weer te koud. Jong, ons is allemaal klare genasie. Het julle al gesien dat dit die eerste week is dit, ons het nog verlede week gekla oor die hitte, dan die volgende week gekla oor die koue. Ek weet nie, is julle thermostat stikkend of wat? Julle so, ek weet nie wat die ou mense gedoen het, hulle nou die aircons en die goed gehad het nie, hulle het dit nou Samuel gemaak. So ek wil julle met vermoorde, Psalm 82, is 'n baie interessante gedeelte, en mens kan baie oor die Psalm sê, en ek het in my notas, die van julle wat graag bietjie meer wil gaan Bybelstudie doen, is 'n boek wat ek baie vir ons jong mense sal aanbeveel. Baie jong mense kom na my toe en sê vir my, oom, wat is die Nephilim, en wat is die Cherubim, en wat is hierdie engele, en wat is die heilige engele wat met die mense seks gehad het, en hulle wil sulke weird goed uitfigure. Alright, so daar's 'n boek wat julle in die notas kan kry, wat geskryf is deur Michael Heiser. Die boek se naam is Unseen, en Michael Heiser is 'n Bybel taalkenner, hy is veral in Semitiese tale, is hy kundig, hy kan 6-7 verskillende Semitiese tale ontleed en vertaal, en hy gee 'n verklaring waar hy die eerste keer in sy lewe hierdie gedagte lees, in Psalm 82, in die hemelse vergadering tussen die hemelwesens staan God op om uitspraak te lewer. Hoe lank gaan julle nog onregverdige beslissings vel, nog partydig wees vir die goddelose? Sela, weet ons is 'n pause, dink daaroor. Julle moet reg laat geskied aan die mense in nood en aan die weeskind 'n regverdige uitspraak maak vir die hulpelose en die behoeftige lewer. Julle moet die mense in nood en die arme bevry, hulle uit die mag van die goddelose red. Julle weet niks en julle verstaan niks, julle gaan eenvoudig in duisternis voort. En so word die fondamente van die wêreld geskit. Ek het wel gesê, julle is almal gode en almal met mag bekleed, maar nou, julle sal elkeen sterwe soos 'n mens aan die einde kom, soos 'n enige maghebber. Kom tog, o God, lewer uitspraak oor die wêreld, want al die nasies behoort aan U. Baie interessante gedeelte. Nou, het is interessant dat hierdie gedeelte is Asaf geskryf, so ons weet dat hy was waarskynlik een van die maniere hoe die Hebreërs, hulle teologie, hulle redenasies vir die mense geleer het, was om daaroor te sing. Want hulle het nie boeke gehad nie. Die Israelse kultuur was nomadies, so hulle het rondgereis en tente gebly, en dan later het hulle nou stede en so ontwikkel. So die Grieke was baie meer bekend vir skryfkuns. So die manier om inligting oor te dra was deur liede en sang en simboliek, en soos wat julle dan ook vanoggend gaan hoor, die samekoms. Nou, al wat ek vandag hieroor wil sê, en julle kan in die notas, kan julle 'n baie meer diepte-studie oor gaan doen, is dat die Here het van ons skepping af ons gesien as medegode. Ons is nie God nie, maar medeheersers, want ons is in sy beeld geskape. En wanneer God in Eden met die mens vergader en met hom dan sê, met hom gemeenskap het, is daar sekere teoloë wat die boek Eden, of dan die tuin Eden sien, as hulle noem dit 'n Gad, of die Gan Gad, dis 'n enclosed garden, en baie teoloë sal sê dat die enclosed garden is 'n plek van regering, soos wat jy sal praat in die Griekse mitologie van die heilige berg, en Zeus bly op die berg. So is Eden die raadskamer van die Here. En dan sal jy sien dat toe die Here die eerste keer vir Moses sê om die tabernakel te bou, die binnekant van die tabernakel het dieselfde reliefwerk gehad van die tuin van Eden, sederbome en sekere plante en bome was in die binnekant van die tempel uitgebeeld om weer te sê dat die plek van samekoms is die plek van regering. Dis die plek van waar God beraadslaag met sy verteenwoordigers. Nou, ons kan oor die mensdom praat en ons kan sê, soos ek verlede Sondag gepraat het, dat die mensdom is besig om homself te verwoes, en die manier hoe hy dit doen is dat hy verlaag die goddelike standaard. Mense is banaal, dierlik, eet en skiet mekaar, maak dood, steek mekaar, weet dit's wat jy beweeg laer af, as jy mense sê in die menslike ontwikkeling indeks. Terwyl mense wat
in vrede met mekaar wil leef, doen dit nie meer nie. Ons slaan 'n vloekie mekaar nie, ons skree nie op mekaar nie. Ons kry 'n woordeskat. Jy begin boeke skryf en jy begin op ander maniere argumenteer as om kwaad te raak en gewelddadig te wees. En daar's intendeel studies gedoen wat praat oor die frontal lobe ontwikkeling van die mens in die brein van kognitiewe ontwikkeling. Dat hoe meer mense lees, hoe meer mense bestudeer, raak hulle meer empaties. En die rede kom hulle as gevolg van intellektuele oefeninge meer empaties raak, is jy het 'n intellek nodig om empaties te wees, want jy moet jouself verbeel om in iemand anders se wêreld in te dink. Jy moet 'n bietjie kan dink. Hoe voel dit vir daai ou as ek dit en dit doen? Ek wonder, en daai verbeelding en intellek wat jy nodig het om jouself in iemand anders se skoene te sit, is in sekere kulture waar dit nie belangrik is oor hoe baie ons lees en hoe baie ons dink nie, is daai ontwikkeling het nie plaasgevind nie. Dit beteken dat ons raak dan baie meer uiterlik met mekaar. Met ander woorde, as jy vir my net skeef kyk, klap ek jou, en as jy net vir my iets sê, dan, want alles is, ek kan nie hierdie inligting internaliseer nie. Nou, hoekom dit vir my betrekking het tot hierdie gedeelte is dat ek wil hê ons moet verstaan dat God het van die begin van tyd af wou hy 'n mens, 'n groepering hê wat sy verteenwoordiger kan wees en wat hy rekenskap van eis. Dit sien julle duidelik in die gedeelte. Hy vergader met die gode, die Elohim. En die Bybel verklaar, ek kan nie verstaan van wie praat hy nou nie. Is dit nou hemelwesens? Ons weet nie, en daar is nie konsensus oor nie. Julle kan Michael Heiser se boek lees, is sy opinie. Maar die beginsel is nog steeds, is dat God vergader met sy verteenwoordigers, maar hy verwag van hulle leierskap, rekenskap. En wat is dit? Is dat julle kyk nie na die arme nie, julle bevry nie mense nie, met ander woorde, julle heerskappy bring skade. Julle vernietig mense, julle maak mense seer deur julle leierskap. Inteendeel, ek het julle geroep as my verteenwoordiger, soos wat jy nou net gesê het, Jan, na die skape te kyk, hulle te versorg, hulle te beskerm, hulle te verdedig. En dit is interessant vir die jong mense wat hier is, vir ons manne. Ek dink persoonlik dat die herderbeeld is seker die mooiste beeld van 'n man wees wat jy kan kry. Wie van julle wil 'n man wees? Dankie Dirkie, hy sê wie van julle wil 'n man wees? Kyk, in die ou dae het hulle 'n Gunston advertensie verbygebring. Dit is ou met so 'n Stetson en met 'n wille ding daar rondry en hy's raf en onbeskof. Tolla se idee van man wees is dat hy maak sy broek met 'n geel slang vas en sulke goed. Alraai, nou die Bybelse definisie van man wees is 'n herder. Hoekom? Want 'n herder doen 3 goed. Hy beskerm die skape, hy voed die skape en hy verdedig die skape. Is dit nie mooi nie? En dis, na my mening, die hoogste ideaal van man wees, is om jou familie, jou gesin, jou vrou en jou kinders en jou mense te voed, vir hulle te sorg, om vir hulle te beskerm, nee, en dan te verdedig. En wie van julle hou van daai definisie? Nou, ons sien iets daarvan in hierdie gedeelte. Nou, as jy nou verder gaan, na die tabernakel is die tempel gebou, Salomo se tempel, daarna is die tempel afgebreek, soos julle weet, daar's 'n tweede tempel gebou, Zerubbabel het 'n visioen van die tempel gehad, en uiteindelik het Herodes die tempel gebou. En ek weet nie van julle nie, maar kyk so 'n bietjie, hoe voel dit lekker, is dit nie lekker om volgende hier te sit nie? Daar is 'n plek, en ons as kerk het op 'n stadium, omdat ons skole hier, en ons is nie vreeslik oor geboue ingestel nie, want ons glo die liggaam, die mense is die heiligdom van die Here. Maar ek wil tog sê dat daar's 'n plek vir 'n ruimte, 'n soort van 'n gebou wat iets sê van die heerlikheid van die Here. En ek nie van julle nie, maar dit maak my woedend kwaad as ek sien dat een of ander kerkgebou word nou 'n tweedehandse klerewinkel of meubelwinkel of een of ander iets. Wie het dit al gesien? En dan kyk ek, nee man, dis verkeerd. Dit moet 'n kerk wees, dis 'n plek van samekoms, dis 'n plek waar ons by mekaar kom. Nou, uit al hierdie wat ek nou vandag vir julle sê, wil ek hê ons moet die volgende vers na kyk, en wil hulle kan dit vir my opsit, 1 Korintiërs 14:26, ekskuus as dit verkeerd in die notas, 1 Korintiërs 14:26, want hierdie is 'n absolute, dis die een met ons gebruik om elke keer rondom ons same syn en ons saam wees. As julle by mekaar kom, dan het elkeen 'n
'n lied, 'n woord, 'n taal. Is hy nou daar op? Hulle gaan hom nou opsit. Hy's die gewone, die witjie met die geskenkies op. Daar is hy. Hulle sal hom nou opsit. Nou, julle hierdie, wie van julle die summit geniet, toe ons by die summit was? Was dit nie wonderlik om die verskillende stemme te hoor praat? Ek weet, ek is maar vervelig, jong. Ek kan net so lank preek en begin die ouens gaap. Nee, ek probeer baie hard. Dis een van die dinge wat ek vir myself gesê het, ek sal nooit vervelig wees nie, en niemand sal ooit in my preke verveeld raak nie, dis 'n absolute ambisie. Alright. So as ek vervelig raak, dan moet julle my fire, alright. So ek probeer my bes om nie te wees nie, maar die punt is, die Here het nooit bedoel, dat een ou die hele vergadering beheer nie. Hoekom? Want die heerlikheid van die Here wil in ons saam wees manifesteer. Nou hoekom dit? Die gebou, die tempel van Jerusalem, waar al die heilige goed gebeur het, in 70 na Christus vernietig. Nou is allerlei stories van die Israeliete wat daai tempel natuurlik vandag weer wil herbou. Maar aan die einde van die dag het die Here gesê, julle is my tempel. Sê gou vir die ou langs jou, jy is die Here se kathedraal. Kyk, die Kaapenaars is die Here se tempels, maar die manne wat hier rondop is groot, hulle is kathedrale. En jy is die Here se beweegruimte waar die Here 'n regeringsplek wil hê, waardeur hy jy as sy verteenwoordiger, deur jou die wêreld reg regeer. Nou julle, dis interessant, julle kan gaan kyk in die notas, praat ek oor die 7 feeste, en daar's in die samelewing, is daar die vyand, het nog altyd dit gedoen deur die eeue. Is hy vat God se voorsiening, wat heilig en kosbaar is, en dan maak hy dit pervers en korrup uit dit, en dan verloor ons die waarde van daai eienskap. Die seksuele, wat een van die mooiste, wonderlikste, heiligste, mooiste lekker goed is. Sê gou amen, al die getroudes. Dankie manne, kom, amen. Ek kan nie glo, Jan doen dit in 'n preek, om die mense te laat amen sê oor seks nie. Maar 'n huwelik, wat gesond is, en waar 'n man en vrou mekaar lief het en eer, is die seksuele 'n glorieryke, wonderlike ding. Wat doen die wêreld met dit? Hy maak dit pervers, hy maak dit goedkoop, hy maak dit leeg, hy maak dit iets wat jy vir geld gee, het verloor sy waarde, en dan al die slegte goed wat rondom dit gebeur. Nou dieselfde rondom kerkbywoning. As ek nou vandag dink, ek gaan nou preek oor kerkbywoning, dan sien ek so 'n klomp blank uitdrukkings. En dan sê ek, nee, wie van julle kan vanoggend sê amen? Jy het die Here nodig in jou alleen ontmoetings met die Here, maar julle, daar gebeur iets wanneer ons by mekaar kom. Daar gebeur voorsiening, genesing, bevryding, lering. Was vir my so wonderlik verlede Sondag toe ons al die getuienisse hoor, en mense het gesond geword. Wie van julle het genesing ontvang? Rugpyne, nekke is genees. Die Here het vir mense aangeraak, en ek weet, ek het nie so hulle gebid nie. Die Here het dit gedoen, it's amazing. En die Here het gewerk in die saamwees, die heerlikheid van die liggaam. Mense, ons moet nou oor ons ding kom om skaam te wees om mense te nooi. Nou kan julle amen sê. As jy die beste ding ooit in die wêreld ontdek het, sal jy nie almal wil nooi om deel te wees daarvan. En ek is ernstig wat ek dit sê. Onthou mense wat nog nooit die gawes van die Heilige Gees beleef het. Mense wat nog nooit, wat ek oor praat vanoggend, die genesing van siekes, mense wat aangeraak het, mense wat 'n ontmoeting het met die Here. Hulle het dit nog nooit gesien nie. Weet nie wat hulle mis nie, want hulle het dit nog nooit geproe nie. Hoor mooi wat ek sê, hulle weet nie. Jy moet kom, hoekom sal ek nou kom? Want hulle verstaan van kerk, is daai dominee, of pastoor of predikant wat te lank preek, en wat so temerig praat, en die mense, en dan dink hulle, mag die wederkoms van die Here kom. Nou, en jou idee van kerk is die bank is klip hard, en as jy net hard nies, dan kyk almal vir jou, so jy hou jou nies binne, en dan nies jy na binne. Het jy al gesien hoe nies mense na binne? Wie kan dit regkry? Ek nies, dat die
vul dit die blomme, die gryte, die deure gaan oop. Ek dink is vreeslike godsdienstige mense wat na binne toe nies. Ek soek spasie, ek wil in die vlaktes af nies. Nou, maar dis 'n ongewone, onnatuurlike omstandigheid, terwyl die Here wil hê dat sy huis moet 'n plek wees waar kinders wil gaan. Sê, kerk is lekker. Daar's vir my geen groter blessing in ons gemeente is om te hoor. Ek het nou verlede week sê iemand vir my, Jan, my kinders wil kerk toe gaan. Kleintjies, hulle sê, ons wil kerk toe gaan. Ons like daai kerk. En moet dit nie so wees nie, want dis die samekoms van gelowiges. Nou, daar's verskillende tipe goed wat in die kerk gebeur, wat ek ons moet attent moet opraak. Want dis al die verskillende goed. In die eerste plek is daar lering, en daar's verskillende maniere van preek, daar's manier storie vertel preke, daar's skrifontleding wat jy teks verduidelik, daar's inspirerende preke, jy kry ouens wat profetiese verklaringe maak en deklarasies, is lekker om na hulle te luister, want hulle weet Samuel wat in die toekoms gaan gebeur, en dis lekker om al die variëteit van verskillende prediking te beleef. Ons aanbidding, wie geniet die aanbidding? Het is lekker om te kan saam aanbid, saam hande te klap, wie van julle het al probeer in jou eie binnekamer die Here aanbid? Jy kan, jy moet dit doen, maar dit is so lekker nie. Dis wonderlik om dit so saam met gelowiges doen, is bietjie makliker. Dis 'n plek van belydenis van sonde. Iets wat ons in ons laat aand gebede doen, julle het dit baie beleef, en ek onthou baie mense al vir my gesê het, wat dit vir die eerste keer bywoon, sê, ons het dit nog nooit gehoor nie. Maar ons sal 'n groep wees van 20-30 mense, en ons begin net sonde bely. En die een ook haak by die ander een aan, en die een begin te bely, en die volgende een bely, en oor 'n uur het ons almal vir 'n uur lank ons sonde bely. Julle, en daar's 'n diepte van belydenis en berou, en goed wat jy nooit aan gedink het nie, met die Here kom was en kom skoonmaak in daai tyd, wat geweldig kragtig is. Wie van julle weet, ons gaan dit vanoggend doen, dat is 'n plek van stuur. Nee, julle gaan vir my en Tobias vanoggend stuur, ons gaan Uganda toe. En dis belangrik dat ons weet, ons is gestuur deur 'n liggaam van mense. Daar's genesing en bevryding. Ek weet van mense wat al van demone en van bindinge en van goed vrygeraak het. Wie kan amen sê? In die saamwees van gelowiges, wat die Here kom mense vrymaak het. Ons het nou gehoor oor genesing. Dis 'n plek van versoening. Ek onthou, wie van julle was daai aand hier, tot ons hier in die middel van die kerk 'n groot nagmaaltafel gedek, en ons het die burgemeester en al die hoëes van die dorp genooi, en ons het gekniel en nagmaal gebruik. Wie onthou daai aand? En dit was 'n kragtige moment van versoening. Ons het al baie keer, ons gebruik hierdie kerk nie net vir ons dienste nie, ons gebruik dit vir die GPF, en vir die regering en die munisipaliteit, en ons het al baie vergaderings gehad, en wil het al die foto's geneem van daar bo af, waar ons as kerke, predikante, polisie en law enforcement hande vat, en hier in 'n groot sirkel hier binnekant kom staan, en sê, ons maak hierdie dorp toe, deur hande te vat, en die net van veiligheid oor ons dorp te span, en te seker te maak ons dorp is veilig. Is dit nie 'n powerful ding nie, wat die kerk kan doen van saamwees, en wat ons saamwerk nie? Dis 'n plek, waar ons die vrees van die Here beleef. Dis 'n plek waar ons soos vanoggend, wie van julle het beleef vanoggend, dat terwyl ons sing, wil jy stiller en stiller raak, en jy beleef die heerlikheid, die die respek, en daarom moet ek ook sê, 'n kerk is nie 'n plek om te kom chappies kou nie. Kerk is 'n plek waar jy nie jou slegste klere aantrek, en jou oudste plakkies, en jou oudste kortbroek, en jou T-hemp, en dan sak jy nou maar hier uit hier. Ja, ons het genade met mense, as dit nou die al maniere so jy nou hier aan kan kom, dan gaan ons jou nie oordeel nie. Maar wie van julle weet, dis baie keer nodig om vir die teenwoordigheid, en vir die teenwoordigheid wat ons het, en respek, wat ons vir mekaar het, om so 'n bietjie aan te trek. Wie van julle like dit? Ek like nogal van aantrek so nou en dan. Dis 'n paar ouens wat my so aankyk, Nee man, ek weet die girls like it, die girls hou van aantrek. As die meisies, ja, is lekker om so nou en dan mooi aan te trek, want weet jy wat, dis tot eer van die Here. Amen, ons gaan nie die mens verstoot, wat met die verkeerde ding nie aankom nie, ons gaan vir almal lief wees, maar dis 'n plek waar ons tog iets van die gewydheid van die Here gee. Dis 'n plek
waar ons bekragtig word. Wie het al hier moeg ingekom? En dan stap jy vol krag en vol energie hierdie week in en dan weet jy, nou gaan ek iets ontvang, want daar het geloof gekom. Die laaste, ek like hierdie ene nogal, is die Bybel praat van 'n paar fisiese goed wat gebeur. Die gebou is geskit. Wie het al sulke goed beleef? Ek het al 'n paar keer in kerke beleef dat daar winde inkom, letterlik. Windstil dag, dan kom daar rukwind in die kerk en vir 'n paar sekondes is dit weg. Ek het dit al beleef. Weet waar die Here kragtig en fisies. Wie van julle dink dit kan nog gebeur? Amen. Wat die Here net sy heerlikheid vir ons openbaar. Nou, ek wil so 'n bietjie vanoggend, as julle my vergewe, ek is op 'n tandem vanoggend, maar ek neem dit op. So hierdie preek hopelik gaan julle share. Sê ek gaan hierdie preek share. Dis 'n fantastiese preek om te share en mense uit te nooi. Nou, daar's verskillende byeenkomste. En daar's verskillende maniere ons bymekaar kom. Die heel eerste, wie van julle hou van klein groepies, huiskerk? Dis lekker, né? Want ons kuier en ons gesels gewoonlik te veel. En in ons kerk eet ons en ons hou nagmaal. Ek dink ons het die beste huiskerke in die land. Right? So hierso gaan ons eet en ons hou nagmaal. En die Here het vir ons gesê dat die huisgroep met 'n nagmaal gesentreerde byeenkoms wees. Dis nie nog 'n Bybelstudieplek nie, dis nie nog 'n plek vir lering nie, daar's 'n ander event vir dit, maar dis 'n plek om met nagmaal almal 'n kans te gee om die nagmaal boodskap ook te bring. Want hoe gaan jy leer om vir ander mense te getuig as jy nie oor die nagmaal kan praat nie? So nagmaal is die 101 first thing that you need to do as a Christian is to be able to share the communion and to share it with others. En daarom is ons huiskerk byeenkomste 'n plek van eerlike gesprekke, is 'n plek van oopmaak, is 'n plek van saam bid, is 'n plek van laste dra, dis 'n plek van omgee vir mekaar, dis 'n plek van ons nut, ons raak deel, ons word ingeskakel van mense se lewens. En die moeilikheid is as jy net daar sekere gemeentes wat net huiskerk het. Noem dit the house church movement. En die moeilikheid met dit is dat elke huiskerk raak 'n ingroei tonaal. Want dit is same old, right? En so wie van julle weet 'n huiskerk moet so nou en dan 'n bietjie geskit word, hulle moet so nou en dan 'n challenge hê, dat daar kan groei plaasvind, anders raak dit geslote. Dit is ook moeilik vir nuwe mense om deel te raak vir die huiskerk en ons gemeente sê die teenoorgestelde. Ons wil eerder die huiskerk is 'n plek van juis makliker mense nooi, want hulle skrik dalk vir die byeenkoms, maar hulle sal na 'n huiskerk toe gaan. Natuurlik Bybelskool, wie geniet Bybelskool? Bybelskool is 'n plek waar ons in die woord is, waar ons leer, waar ons dieper dink, waar ons uitgedaag word, vra. Konferensies, wie was al by 'n lekker konferensie? Nou net een gehad met die summit, is 'n tyd van groot sprekers, groot worship, groot byeenkomste, visie stel, rigting gee, direction, the challenge jou. En jy kyk so om jy dink, "Jy's ek is nie alleen nie." Dis 'n groot groep mense wat saam is. Dan is daar 'n plek van 'n spitsberaad, 'n nuwe woord ek hierdie week gekry het. Gaan hom nou in die toekoms is dit nie 'n summit nie, dis 'n spitsberaad. Klink baie smart. Maar dis 'n plek waar ons energie fokus om by die Here te hoor en ons wil die spits, ons wil die agenda van God se hart wil ons hoor. Ek is baie lief vir dinkskrimps, ek doen dit op Zoom al baie jare. Kry ek 'n klomp akademici of denkers om oor 'n sekere probleem. Vir baie jare, vir seker so 'n jaar was ek deel van die landbou koninkryksgerigte landbou inisiatief waar ons gepraat het oor idees oor grondhervorming vanuit 'n Christelike perspektief. Wie van julle was by Angus Buchan se event? Dit weer sy waarde, né? Daai massa byeenkoms. Dit voel hom lekker, né? As jy saam met so 'n klomp duisende gelowiges die Here loof en jy maak 'n stadium vol. Dis 'n lekker event. En dan een wat ek wil vandag aankondig is 'n nuwe een, ons noem hom die digitale kathedraal. Het jy nou gedink? Die Here het my, ek werk aan ons website en terwyl ek aan ons website werk, toe sê die Here vir my, julle website is 'n heilige kathedraal. Want as mense in daai website inkom, gaan hulle goed sien en beleef en daar's verskillende vertrekke, daar's verskillende kamers en hulle gaan iets van Jesus daar leer. En dit is 'n wonderlike plek. En so het ons daar buitekant, ons is op YouTube, ons is op Instagram. Ons sukkel 'n bietjie met Instagram. Ons het jong mense nodig, jy moet ons share. Ons het nie genoeg foto's vir Instagram nie. So ons is op Facebook groot, right? YouTube.
Still trying, alright. So ons het julle ouens nodig op buite. Kyk, hulle lag almal vir my. So ons het julle hulp nodig, ons in daai goed kan groei. Maar dis alles deel van, luister mooi, waar ons 24/7 deur die enige tyd van die dag of nag kan ons die woord van die Here daar buite hê. En vir iemand wat in die nag dalk worstel met een of ander ding, maak hy 'n webwerf oop en hy wil selfmoord pleeg en die Here praat met hom en hy lees iets en iets gee vir hom hoop of hy sien 'n storie. And so it's powerful to be able to put that content out there for people to view at any time. Gaan afsluit, want julle gaan dink, wanneer gaan hy nou die preek klaar kry? Maar daar's 10 historiese events wat ek julle wil excited oor maak, want mense, ons weet nie altyd en besef hoe 'n byeenkoms geskiedenis kan verander. Daarom moet ons saamkom en ons moet saam wees. Nou heel eers is die Pinksterdag. Onthou 120 mense kom in 'n bovertrek bymekaar in die uitstorting van die Heilige Gees. 4000 mense later tot bekering. Later sien ons 'n vergader, 'n spitsberaad in Jerusalem. Al die apostels kom bymekaar. Julle ken dit in Handelinge 15 en hulle maak 'n beraadslag. Hulle besluit dat die werk van die Here Jesus Christus nie net vir die Jode nie. Dis vir die heidene. 'n strategiese historiese besluit wat die kerk oopmaak vir alle nasies. Ons het die Council van Nicaea waar ons geloofsbelijdenis kry. Julle sien dit in die notas. En dan baie, ek weet nie of julle dit weet nie, Wesley, wie is lief vir Wesley? Die Holiness Club. Wesley het begin met wat hulle letterlik clubs genoem het. Hulle het as manne bymekaar gekom, vrouens het bymekaar gekom en hulle het oral in universiteite bymekaar gekom en in hierdie soos 'n huiskerk byeenkoms het die woord van die, omdat hulle die Bybel gebestudeer het, herlewing uitgebreek en die hele heiligheidsbeweging het daarvandaan ontstaan. Die Edinburgh sendingkonferensie, wie van julle onthou Andrew Murray? Ek dink Leipold se pa was ook deel van daai beweging op 'n stadium. So is 'n sending gedrewe beweging. In die notas is die Lausanne Conference. Die Lausanne Conference is in 1974 deur Billy Graham saamgeroep. Ons is deel af van, dis die grootste missionale sending netwerk van gelowiges in die wêreld. En hulle daag die kerk uit rondom relevantie, rondom elke liewe ding waaraan jy kan dink. Dat die kerk kan relevant wees. En dan, weet nie of julle dit gesien het nie, die 4de Julie 1991 het apostel André Noula Pelse Harvester gestig in Milnerton in die Kaap. Julle sou daai video gesien het en die prentjies daarvan gesien het. Dit was 'n historiese moment geweest. En dan, weet nie of julle dit weet nie, ek kan iewers neerskryf, ons is amper naby, oor 2 jaar vier ons 30ste bestaan in die Cederberg. In 1996, die 18de Januarie, het Harvester gestig in Citrusdal. Daar bo, wie van julle ry oor Piekeneeskloof pas? As jy daar sien Hebron, daar is so 'n bordjie Hebron en die kerk is daar in 'n skuur, 'n plaasstoor gestig. 34 mense die aand en ek onthou dis altyd so 'n mooi storie om te vertel toe André Pelser het die middag kom in die Kaap uit en die kerk het toe op daai staan al so 'n jaar bestaan met huisgroepies en Bybelstudie en hulle nooit te verander is die nuwe jaar 18de Januarie. En die middag, Hilton, sy seentjie was toe 7-8 jaar oud, speel op sy skoot en met 'n nog jonger, 4 of 5 en hy speel met 'n vurk in sy hand en die volgende oomblik val hy en hy druk per ongeluk die vurk in André se oog. En hulle is toe nou apteker toe in Swan, so gelukkig is toe nie groot skade nie, maar hy kom toe met 'n oogklappie aan. So imagine jy plant 'n kerk en jy lyk soos seerower. Hy sê en hy die aand was daar so wat 34 mense wat gewees, prokureur, pasle mense en so aan en hy sê vanaand gaan ek 'n kerk plant. En ja, almal kyk ons aan in die een oog. Hy sê en daar's 'n mooi pels of 'n mooi leerbaadjie wat so oor 'n stoel hang en hy kry die idee as 'n profetiese uitbeelding. Hy sê en hy vat die baadjie en hy vra vir die vrou, as het jy vir hierdie baadjie betaal? Sy sê ja. Hy sê dit is 'n dierige baadjie. Sy sê ja en hy sê wel, as jy vandag hierdie baadjie aantrek, dan is jy bereid om die prys te betaal vir 'n nuwe gemeente. En hy hang die baadjie voor, hy sê wie's eerste? En 'n 12-jarige seun, Gerard Genis,
steek sy hand op en hy kom vorentoe. En André vra vir my, sê nou, Gerard, wat is jou naam? Gerard, hy sê nou, hoekom is jy bereid om die baadjie? Hy sê, oom, toe oom laasie was, het oom vir my vraatjies gebid en my vraatjies is weg. Dis nie awesome nie. En hy trek die baadjie aan. Ons het baie jare later omgestuur. Hy was van ons eerste studente wat ons aan die Bybelskool in die Kaap gestuur het. Gerard is vandag, weet nie waar in die land is hy nie. En is 'n mooi jong man wat die Here dien. Waar is hy? Sitoko. Citrus. OK. Woolsley se kant. Ekskuus, ek is nou nie vermoeid of jou hoor nie. En dan die 1 Julie 2000, toe daag die Iwe, ma. Toe daag mamma, papa Chantal en mamma papa Jan en Chantal. O nee, ek los my. Toe trek ons in Citrusdal in, alright? En dis 'n lang storie want ons het alles 'n maand tevore verkoop en besluit ons gaan nou hiernatoe kom, gehoorsaam wees aan die Here. Ons het vir 'n maand lank by ma en pa gebly, terug in 'n slaapkamer ingetrek. Ons besittings was in 'n slaapkamer gepas, alles verkoop. En toe kry ons nou die roeping dat ons met Citrusdal toe kom. Ons het nie meubels nie. In die oggend het André vergaderings en daar kom 'n vrou in, sy sê sy wil vir André sien en Chantal voel die Here sê vir sy moet vir haar indruk en die vrou is daarin en na 'n tydjie roep André vir Chantal, hy sê, wat het julle nodig? Chantal sê, sitkamerstel en ek kan nie alles onthou nie, yskas en dit en dat, 5 of 6 items en soos wat jy snap maak en daar so 'n papiertjie op die tafel, toe daai vrou, daai selfde items daai oggend kom gee. As sy het nie geweet vir wie dit moet wees nie en sy het net geweet die Here het vir haar gesê sy moet hierdie goed kom gee. En hy sê, snap, dis Jan en Chantal se. En toe trek ons, ek sal net vergeet, ons het so 'n lang trailer gehuur, Jan, met 'n rooi seil. Ek kom van Brakpan af, ek weet nie of hierdie mense nou ooit na my sal luister, maar ons trek hier oop Pikkenierskloof pas met 'n travel trekkie agter my so 'n rooi seil, ek sê, ag liewe Jesus. En ek weet nie, ek is iewers soos Jan dood daar op Pikkenierskloof, sê ek, Here, nou leef ek nie meer nie, daar's nou van my niks meer oor nie, my ego is nou daarmee heen, en ek is saam met Jesus gekruisig, weet daai ene. Alright, en tot ons die 1 Julie, Saterdag, in Citrusdal ingetrek. En terwyl hulle ons trek uitpak, toe's daar 'n Jesusmars in die dorp. En ek sal nooit vergeet nie, en ek het die Jesusmars gaan bywoon. Kyk gou hier langs jou, sê kerk is lekker. Amen. Want daar's iets heilig wat gebeur wanneer ons bymekaar kom. Mense, ek wil julle baie opreg vra. Ons kerk bied berading, ons doen allerlei goed. Maar as jy julle mense wil vrysien en genesing, as jy wil sien dat die Here mense aanraak, bring hulle kerk toe. Want ek kan nie beheer wat op 'n Sondagdiens gebeur nie. En wanneer ons bymekaar kom, het ons 'n verwagting dat die Here 'n getuienis soos Jansen gaan gebruik, soos 'n getuienis. Ons is nog nie eens klaar met hierdie diens nie. En dalk wil die Here vanoggend mense genees. Dalk wil hy mense kom aanraak. Terwyl ek vanoggend net so voor ek opstap, toe voel ek, hier's iemand met nierprobleme. Is daar iemand met niere, enigiets met niere? Alright, just staan. Vir die Here wil iemand aanraak vanoggend. Sit julle hande op haar. Dankie Koning Jesus. Dankie Here. Vader, ons bestraf hierdie krankheid in die naam van Jesus en ek vra Here dat U vanoggend op hierdie oomblik wow, as hy dat U net totaal, wow, there you go. Totale genesing nou bring in Jesus naam. Dankie Koning Jesus. Dankie Koning Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here. Ons gaan bid in die naam van Jesus. Amen. Amen. Jy gaan kom getuig, die Here het iets gedoen daar. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Kom ons bid net sommer in die algemeen. Ek voel baie mense sukkel deesdae met hoofpyne. Wie sukkel met hoofpyne? Steek dit jou aan, staan. Kom ons staan gou. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ons dis 'n algemene ene, so
Staan, gaan lê julle hande by daai mense. Kom ons vertrou die Here. Dankie Koning Jesus. Vader, ons bid wat ook al die oorsprong van hierdie hoofpyn mag wees, kan so baie dinge wees. Fisiologies, sielkundig, dit kan allerlei goed wees geestelik. Maar Here, ons kom vanoggend en ons bid dat U die source sal wys, dat U die bron sal wys en dat U vanoggend mense genees. Hoofpyn in die naam van Jesus gaan. In die naam van Jesus. Kom bid vir hulle. Just pray for them right there. Thank you Lord Jesus. Let the healing flow. Dankie Jesus. Yes, Here, U vat spanning weg. U vat spanning weg, U vat vrees weg en anxiety. Dankie Here. Dankie Koning Jesus. Dankie Koning Jesus. Dankie Koning Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Dankie Here. Chantal het nou met dit, maar ek weet, dit is nou vir haar ook, maar is daar enige iemand wat met sy voete sukkel, soos plantefasitis, weet goed in jou voete, jy kan nie op jou voete staan nie. Ons gaan vir Chantal bid, ek weet sy het hierdie probleem, maar kon iemand vir haar bid, iemand anderste ook, enige iemand wat met voete, daar is hy, kom ons lê ons hande op hulle, dis in jou voet, kan nie op jou voet staan nie, dankie Here. Kom, wie gaan vir Tobias bid? Dankie Jesus. Kom ons vat daai genesing. Dankie Here. Dankie Koning Jesus. Halleluja. Halleluja. Dankie Koning Jesus. Vader, ons vat U genees hierdie ding nou vanmôre. Ons moet kan loop, ons moet kan beweeg. Ons werk kan doen, Vader, so ons vra U in Jesus naam. Just release the healing. Oh, wow. Come Lord Jesus. Come heal right now. Come, Lord Jesus. Yes. Let the unction. Dankie Koning Jesus. Dankie Koning Jesus. Amen. Ek wil hê ons hele gemeente moet staan en die wat aanlyn luister en die mense wat hierdie boodskap gaan hoor, want julle gaan dit nou met hulle almal deel. Maar ek voel ek moet 'n ding in die gees. Mense, julle het gehoor vanoggend, ek het teen geen kerk gepraat nie. Ek dank die Here vir elke kerk. Al is hy half dood, kwart dood, maar ten minste as daar iets aan die gang is daar 'n kerk. Kan ons dit sê? So kan ons vanoggend as 'n gemeente sê, Here, ons is jammer as ons teen die kerk praat. Kom ons doen dit net almal saam. Vader, vergewe ons wanneer ons teen enige kerk, enige gemeente, enige byeenkoms kritiseer en dat ons in woede en kwaad sommer net teen die kerk praat. Vergewe ons, Here. Vergewe ons van oordeele en valse oordeele. Kom ons bid saam, julle. Vader, vergewe ons. U woord sê, Paulus sê, dat as die evangelie ewen in ambisie verkondig word dit ten minste verkondig. So Vader, ons bid vir u kerk. Ons bid vir elke liewe gemeente in Citrusdal, Klein Willem, Lammertsbaai, Graafwater, en ons bid vir groei vir elke kerk. Here, ons bid dat elke gemeente sal laat groei en dat elke samekoms 'n plek van die heilige teenwoordigheid van die Here sal word. Here, dat elke saamwees waar mense bymekaar kom in die naam van Jesus. Here, dat u mense sal ontmoet, mense sal red, mense se lewens sal verander in Jesus naam. Vader, ons bid vir ons huiskerke, ons bid vir elke samekoms, of vir 2 of 3 wanneer ons in die naam vergader. Mag die heiligheid en die heerlikheid en die vrees van die Here in daai meetings kom in Jesus se naam. In Jesus se naam. In Jesus se naam. Dankie Here. Kom ons draai net na iemand toe, bid vir persoon. Ons sê dankie vir mekaar. Dankie dat ons kan saam wees. Dankie Koning Jesus. In 'n oomblik gaan ons gereed maak vir nagmaal. Kom ons bid vir mekaar. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Koning Jesus. Dankie Koning Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here. Vader, ek bid dat ons sal saamkom met 'n verwagting van die Here. Verwagting van u nabyheid.
Dankie Koning Jesus. Dankie Koning Jesus. Dankie Here. Dankie Koning Jesus. Amen. Julle kan julle sitplekke neem as julle klaar is. Baie dankie. Dis die nagmaal. Vir jou Steve. Amen. Amen. Johan het nou vir my gesê, ons bid net vir Audrey en Dave, hulle sou vanoggend nie gewees het, ons sien hulle sien, maar Johan, ek sien die nagmaalglasies is reg, so ons kan voortgaan, hè. Wie bring die nagmaalboodskap? François, alright. Waar is François? Was hy net hier? Sal dit nou doen, dankie Tobias. Amen. Kom ons deel die nagmaal uit julle, ons gaan nagmaal gebruik. En Volgie, die nagmaal slide. Okay. Ek lees uit Filippense 2 vers 7. Say, let each of you look not only to his own interests, but also to the interest of others. And have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth, under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Jy weet, mense lees hierdie goed, en ek lees baie, lees die geboorte van Christus, en jy lees dit, jy weet, ja, Maria, swanger geraak deur die Heilige Gees, en sy het geboorte gegee in 'n stal, maar, ek kyk hierdie week, kyk ek na Leaitjie, en sy lê, en sy's 'n baba, jy weet, en dit tref my net dat, dit is hoe Jesus kon afgekom het in wolke en in glorie. In donder en in trompette kon hy afgekom het. Maar hy het gekies as om 'n baba gebore te word. Dit is ongelooflik. En partykeer sien ek die sukkel in my vrou se oë, as Lea moeilik was, en dit was 'n rowwe nag, en o Jessie, hoekom huil sy? En skree en huil, en dan sit okay, en dan lag, en dan sit 'n doek, maar is dit 'n doek, is dit 'n wind, wat gaan aan? En ek kry net vir Maria, in daai oomblik besef ek,
jy sê dit, Maria het nie die leksheid gehad van dokters en nurses. Jesus was in 'n stal gebore. En die absolute nederigheid wat Josef ook moes gehad het as 'n man om te sien, om te sê, ek kon nou nie, ek kan nie daai druk imagine as jy weet jou kind wat nou gebore gaan word, die vrou en die kind waarvoor jy moet sorg, is die redder. Engele het aan jou dit verkondig. En die beste wat jy kan doen is 'n perdestal of is 'n donkiestal. Dis die beste wat jy kan doen. Die absolute nederigheid van Jesus om homself leeg te maak van alle glorie en homself te gee en homself prys te gee en om dood te gaan soos die woord sê, nie net 'n dood nie, maar die dood aan 'n kruis. So met dit wil ek net die Here kom eer en dankie sê. Dankie Here, dankie vir u absolute nederigheid. Dankie vir dit wat u prys gegee het, Here, dat u nie vasgeklou het aan u eie glorie en u eie wil nie, Here. Maar dat u uself heeltemal as prysoffer gegee het. Dankie vir die verlossing wat daar is in u. Dankie vir die genesing wat daar is deur u. En dankie Here dat, soos die woord sê, dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus is die Heer. Ons kom neem net die nagmaal weer en ons onthou u, soos die woord sê. En ons eer u in Jesus naam. Amen. Okay. Dan het ek nou, sorry. Okay. Ek het vanoggend terwyl ek voorberei vir die boodskap, net 'n paar gedagtes vasgepen. So dis nie 'n vasgeslote preek. Dis ek het net probeer dink en probeer skryf wat ek dink. So as dit bietjie de mekaar is, dit is nou maar vat hom soos hy kom. Ek het net, jy weet wat jy dink oor 'n situasie, skryf jy neer. Okay. Galasiërs 6 vers 6 says, "Let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches." Dis kom Amos van Kos. Okay. "Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that he will also reap. For one who sows his own flesh will from his flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith." Okay. So ek het vanoggend nou, elke keer as ek dit hoor, dan dink ek aan my teelande wat ek gesaai het so 'n paar jaar terug, waar alles gevrek het. En dan dink ek, ja nee, wat jy saai, jy sal maai. Nie altyd nie. Nie in die fisiese altyd nie. Ons het so 20 hektaar geplant, daar het nie een plantjie oorleef nie. So is maar goed, ek doen nie weer teen nie. Ek het my skoonouers klomp geld gekos. Myself ook. Okay. Nou sit ek met hierdie idee, maar wat jy saai, jy sal maai, en dan kom vrees in. Ek dink baie keer dan kom vrees in, want omdat jy nou al gesien het, maar jy het ingesit en dit het nie lekker uitgewerk soos wat jy gehoop het. He. Maar nou skryf ek net verder. Wat is die vers wat hierin is? Ek dink is in, ek het dit nou nie neergeskryf nie, maar die vers is, "He has made everything beautiful in his time." Ek sê, daar is vensters in die natuur, ritmes en seisoene. Nie die kuns nie, maar 'n kuns van landbou,
is om saam te vleg met die natuurlike ritmes van ons omgewing en daardeur uit niks uit te skep, te kweek en te bou. In ons omgewing oes ons sitrus in die wintertyd, maar op dieselfde tyd plant ons tee. Die lente plant ons weer somergroentes en direk daarna oes ons weer nektarine. Oor November oes ons druiwe, of soos ons watermeloene en suikermielies, en daarna plant ons weer vir die wintergroente, waar ander besig is om mango's te oes, terwyl ons voorbereiding met die plantings vir die winter. En dan oes ons weer tee, en nie voor lankie begin ons weer met die sitrus. In die gees is daar ook ritmes en seisoene. So die punt wat ek wou gemaak het is, mag ons, waar ook al ons nou is, mag jy in die omgewing wees waar jy is, in die seisoen wat daai omgewing is, bewus is daarvan. Waar party mense oes, is jy dalk besig om te plant en voor te berei vir iets. En waar party mense plant, is dit dalk tyd vir jou om te begin oes en jouself gereed te maak vir die tyd van oes. Dit is baie moeilik partykeer as dit goed gaan met ander ouens om nie jaloers te raak nie en nie te dink, maar Here, ek werk hard. Het is goed om te herken waar jy is, die omgewing waar jy is en die ritmes waar jy is. In dieselfde manier is dit goed om die ritmes van die Gees te verstaan en om raak te sien. Okay, gaan nou maar aan. Jakobus 3 vers 18 sê, "Those who sow seed of peace will reap a harvest of righteousness." En dit is persoonlik, nee. So die wat saad van vrede saai, sal geregtigheid oes. So dis 'n persoonlike ding, maar Matteus 9 vers 35 sê weer, "And Jesus went throughout all of the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom, healing every disease and every affliction. When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd." Dis nogal 'n tema vanoggend, die skape. "Then he said to his disciples, 'The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.'" Dit was net iets snaaks wat ek aan gedink het. Baie keer as jy die Afrika, die swart ouens, as hulle in Engels praat, dan die aksent, as hulle leierskap sê, dan is dit leadership. Jy weet, do we look to the leadership? Dan dink ek, dis nogals oulik. Jy weet, die leierskap, die leadership. Ja. En mag dit ons wees. Mag ons die naaste aan die skaapwagter se hakke loop. Mag ons agter hom aanloop, sodat die skape agter ons ook kan volg. Mag ons goeie leadership wees. Okay. 'n ander gedagte is, jy plant nie om môre te oes nie. Deernis, getrouheid en geloof, opgevang in samewerking met die Here en opgerig deur sy genade, sal 'n oes 10 maal, 30 maal, selfs 100 maal inbring. En wat ook al aan die Here gegee word, vermenigvuldig hy. Nie vir onsself nie, want 'n boom eet nie sy eie vrugte nie, en 'n rivier drink nie aan sy eie water nie. Dit wat die Here in jou skep, kweek en bou, is vir die rondom ons te seën. Freely you have received, freely you must give. Enige iets wat jou niks gekos het nie, het iemand anders alles gekos. Genade en vergifnis is 'n rowwe marge. Dis 100%. Dis nie 'n armdruk nie en daar's nie 'n middelgrond nie. Gaan net weer sê, dit is belangrik, nee. Dis genade en vergifnis het 'n rowwe marge. Dis 100%. Daar is nie armdruk nie, daar is nie middelgrond nie. Okay. En sê Jesus net weer, hy sê in Matteus 6:19, "Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." En dan gaan ek net weer die eerste vers lees. "Let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Do not be deceived, God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap.
For one who sows his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Ja, Vader, dankie dat ons die geleentheid het om te saai in mense se lewens in, met fisiese geld, met ons tyd, met ons energie. En dankie net, Vader, dat ons 'n oes sal sien, dat ons vermenigvuldiging sal sien, Here, dat ons generasies na ons sal sien. En dankie daarvoor, Here. Dankie dat U 'n goeie God is. Dankie dat ons in 'n seisoen is van oes, maar in 'n seisoen is van plant, Here. Dankie dat daar 'n liggaam is om te verseker dat die werk van die Here voltooi word. En dankie dat U begin, U getrou is om te volmaak en klaar te maak. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil vir Dirkie en Liesel vorentoe roep. Ek kan sien wie's nog huiskerkleiers hier, so Richard. As julle ook wil vorentoe kom. Ek wil net hê dat julle vir my en Tobias sal stuur Uganda toe. Ons vlieg Vrydag. So as julle vir ons kan kom bid. Amen. Rabayena Kashua, Rabayona Kayua, Rabayona Kasha, Rabayona. Ja, Here, vir Jan en vir Tobias. Here, ek bid dat U hulle voetstappe sal rig. Ek bid dat U die grondgebied vir hulle sal vrugbaar maak. Ek bid waar hulle ook al gaan, moet hy nader. Here, dat harte ontvanklik sal wees. Here Jesus, ons sien 'n groot oes in die gees en ons roep siele, ons roep harte, ons roep principalities. Ja, Here, dat U woord die lewe sal bring en dat daar 'n understanding sal kom in harte van mense. Here, ek bid dat waarheid en gees sal seëvier, Here, en ek bid vir hulle travel mercies, dat hulle veilig daar sal kom, Here, en ek bid dat hy hulle gesond sal hou in liggaam en in gees. Ek bid, Vader, dat daar nuwe bediening sal oopmaak, deure sal oopmaak, dat daar divine appointment sal wees. En miskien het hulle reeds afsprake gemaak, maar Here, ek bid dat U Heilige Gees hulle sal rig waar U hulle wil hê, waar daar lewe nodig is, waar U Son of Righteousness nodig is, Here. In Jesus naam. Die woord sê, wat julle ook al doen, doen dit asof vir die Here. So manne, ons stuur julle, gaan doen die werk vir die Here. Die woord sê ook dat julle is tot meer in staat as wat ek self gedoen het, sê Jesus self. So julle is tot meer in staat as wat hy gedoen het. So gaan doen die werk van die Here. Amen. Ja, ek hoor sommer net dat miskien het julle verwagting dat dit moeilik gaan wees. En soms sal dit nodig wees om met die swaard 'n battle te moet veg. Maar die Here gaan vooruit en hy gaan dit vir julle maklik maak. In Jesus naam.
God, ek het in die stoele gesit en het hierdie gehoor en ek het vir my vrou dit gesê en ek dink dit is vir van toepassing op julle twee wat gaan, is to do it in the unforced rhythms of grace. The unforced rhythms of grace, His love and His kindness. And that will show fruit because you would plant and not see any of those. But you will also go back and see some of the seed that you've done that is coming up. And that the fruit is good because ons word geken deur die vrug. Sodat dit sal wees the unforced rhythms of His grace. Yes, thank you, Father, that the suffering has been much, but I thank you, Father, that this oestyd in Uganda, therefore we rejoice, and we send forth your apostles in Jesus' name. Dankie, Here, dat hulle getrou gesaai het. They've labored in love, they've labored in faith, Lord, and I pray, Here, ons bid vir die oes. It is now time. Uganda, it is now time. It is reaping time. Here, dit is tyd vir die gees van God om daarin te gaan soos 'n vuur en daarom stuur ons hulle as die gestuurdes van die Here. En ons dankie, Vader, that they are not just going because they are the sent ones, you sent them and thrust them forth, but they're also going to be the reapers. Hulle gaan om te gaan ontvang van die rykdom van Christus wat hulle gesaai het in Uganda. You will be good to your home. You will be good to your sent ones. You will be good to those who are faithful. Ons dank U daarvoor, Here, en ons dank U vir die seën van die Here wat op hulle is, in hulle is en waarmee hulle gaan. Ons bring aan U eer. Ons bid, Here, dat U hulle ingang en hulle uitgang sal bewaar, of hulle in die stad is of hulle in die veld is, Vader. Hulle is die geseëndes van die Here. Ek dank U dat U kom om hulle koppe op te lig, Here, en te sien met geestelike oë dat die oes is ryp in Jesus naam. Amen. Amen. Amen, amen. Hey, kan ons nie nou al gaan? Ons wil ook, as daar in die toekoms, ons gaan ten minste een keer per jaar Uganda toe, so daar van julle is wat in die toekoms wil saam gaan bid daaroor en die Here sal vir julle die geleentheid vir julle ook oopmaak. Ek wil laastens, is dit nie lekker nie, al die goed wat gebeur. As ons teruggaan na daai Psalm wat ons gelees het, en dit is 'n diep, jy kan, daai Psalm sal jou lank besig hou, maar in daai Psalm praat ook oor regering, hier op aarde. En ek wil hê Johan van Heerden moet vanmôre hier voorkom staan. Hy verteenwoordig een van ons raadslede van die munisipaliteit, en ek wil hê ons leiers, al die leiers, kom ons gaan staan om Johan, en ons gaan vir hulle bid. Die Bybel praat ook dat ons vir ons leiers bid, vir die wat in regering is, en kom staan hier by hom, as julle saam met my sal kom staan. Julle kan net daar staan. Enigiemand is welkom, enigiemand is welkom. Kom. As julle voel, ons moet vir hulle bid. Kom van ons jong mense ook. Even nie daar, dan moet julle ook julle besigheid reg hê. So kom. Dan sê. Alright. Okay. Vader, ons kom bid vandag vir Johan. Here, in die posisie wat hy beklee, Here, as leier in ons gemeenskap, Here, in ons munisipaliteit. Want Here, ons kom staan ook in die gap vandag, Here, vir elke liewe een van ons leiers, Here. Ja, Vader, en ons kom bid vandag, Here, dat U dit sal doen, Here, volgens U woord oor ons dorp en ons gemeenskap en oor hierdie streek, hierdie Cederbergstreek van ons. Vader, ek wil vanoggend kom en ek wil kom bid, Here, teen elke werk, Here, van die bose. Here, ons kom verklaar dit vandag, Here, null and void, Here. Ons kom bid, Here, teen elke aanslag, Here, van die vyand. En Here, ons kom bring dit net voor U. En sê, Here, deur U bloed
Here, het daar vir ons oorwinning gekom, Here, oor elke ding. Here, die woord sê, Here, dat elke mag in hierdie wêreld, Here, is onder u voete. En Jesus, en vandag, Here, soos wat ons sit, Here, saam met u in hoë plekke, Here, kom spreek ons vandag, Here, hierdie onreg aan in Jesus naam, Here. Here, hierdie aanslag van die bose, Here. En ons sê, God, dit sal nie so wees nie. Ek kom bid vandag en ek verklaar in Jesus naam, Here, dat dit sal wees met hierdie gebied vir ons u woord. Dit sal 'n Eden wees, Here. Dit sal 'n plek wees, Here, waar die geregtigheid van Christus, Here, sal regeer. Ek kom bid vandag, Here, dit in hierdie man wat hier staan wat verteenwoordig in die raad, Here. Ek kom bid dit in die administrasie in, Vader, Here. En ons kom teen elke liewe, Here, teen elke poging wat daar is, Here, om tot selfverryking, Here, tot eie agendas, Here, en ons kom breek dit af in Jesus naam. Ons kom vra vandag, Here, dat u heerlikheid, Here, u geregtigheid, Here, u glorie, Here, sal skyn, Here, in die leierskap, Here, van Cederberg. Ja, Vader, ek kom bid, Here, dat u hulle sal beskerm, Here. Ek kom bid vandag, Here, vir bonatuurlike beskerming, Here, teen elkeen, Here, wat staan, Here, vir waarheid, Here, vir u geregtigheid, Here, dat u hulle sal omvou, Here. Ons kom ek wil amper sê, kom vernietig, Here, vandag al die leuns, Here, wat daar gespreek word, Here, al die ongegronde aantuigings wat gemaak word, Here, wat nie gevestig is in waarheid, Here, kom breek ons vandag van Jesus naam. En ons kom roep, Here, in die gees in vandag, Here. Here, die heerlikheid van u, Here, en u geregtigheid in hierdie munisipaliteit. Ja, Vader, help vir jou handel, Here. Geef vir hulle wysheid. Ons kom bid vandag vir 'n gees van wysheid en insig. Here, ek kom bid, Here, dat u die regte netwerk, die regte koneksies, Here, die regte kennisse, Here, sal bymekaar bring, Here, die regte pogings, Here, van ons as gemeenskap, Here, om dit te behou. Dankie vir die momentum, Here, as ons vandag vir u kom eer en dankie sê vir die momentum en die oorwinning wat ons reeds behaal het, Here. U kom toe al die eer vir dit, Here. Geen mens kan vandag die glorie vat vir dit, Here. Ons het gebid, Here, en u het gekom, Here, en waaragtig kom verklaar ons vandag in Jesus naam, dat u getrou was, Here. Dat u getrou was, Here, om u geregtigheid te vestig in die munisipaliteit. En ons kom bid daarom vandag, Here. Vergewe ons as ons miskien ook vir een oomblik gedink het, dat dit ons is, Here. Here, ons kom bely dit vandag. Maar vandag wil ons kom staan en sê, Here, hierdie momentum wat ons het, Here, kom gee ons vir u die eer daarvoor, en dat u, Here, die God is, Here, wat dit bewerk. Dankie dat ons tot u kan bid, Here, vir vrede, en dat u, wat die vredemaker is, Here, dat u het vir ons gaan verder doen. Ek kom wil ek vandag vir hierdie geraad kom bid, Here. Here, u woord sê, geseënd is die vredemakers, en hulle sal kinders van God genoem word. En ek kom bid, Vader, Here, dat hulle in belang van hierdie gemeenskap sal bly optree. Ek kom bid, Here, dat elke een regering in hierdie streek, Here, in belang, Here, van die groter gemeenskap sal bly optree. En ons kom gee u, Here, alle eer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Amen. Dankie. Nog iemand het klaar gebid. Jy het alles gebid. Dankie. Dankie. Halleluja. Dankie, Here. Ja, julle, ek glo dat die Here julle oopmaak vanoggend vir die regerende aspek van ons samekomste. Dat ons die koning van die konings, die Here van die leerskap, die naam bo alle name, dis hy wat die Here is van hierdie vergadering. En ons stap met aan hom. Amen. En dan deur hom gaan bring ons daai regering van vrede en vreugde en blydskap oral waar ons gaan nooi mense. Vir hulle, sê weet jy, kom join. Kom wees deel hiervan. Amen. Sê vir hulle, dis 'n bietjie anders. Maar dis lekker. Amen. Amen, amen, amen. Kom ons sit net so. Ons wees net vir 'n oomblik bewus van die Here se teenwoordigheid. En nou mag die vrede van ons Here Jesus Christus in ons harte heers en regeer. In ons reverence vir die Vader, deur die Heilige Gees. Almal sê, Amen. Gaan in die vrede van die Here. God bless you.